Dan vanaf die kerkraad, vandag, die 7de, is daar 'n dagbestuursvergadering, 'n diakonievergadering. Die 14de Junie, voorbereiding groep 1, en dan kerkraadsvergadering, en die 28ste het ons nagmaal. Dan wil ek asseblief vir Gilliam vra, net om te staan. Ons gee vir Gilliam ontslag as diaken, en hy verhuis binnekort, verhuis hy na Otjiwarongo. Ons stuur dan ook sy attestaat vir hom daarmee saam. Gilliam, dankie vir jou dienswerk wat jy hier gedoen het. Mag die genade van die Here jou vergesel na Otjiwarongo, en mag jy getrou jou gawes in die Here se akker daar ook meebring. Dan is dit wat die afkondigings betref vir vandag. Geliefde broeders en susters, ek gaan vir u 'n geleentheid gee vir stilgebed voor ons Here, dat ons harte voorberei om die woord van God te kan ontvang. Wanneer ons klaar na die foto en die seëngroet geluister het, sing ons saam van Psalm 33:1, versie 1 en 7. Ek gee dan nou vir jou 'n oomblik van stilgebed. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Sy volle heeft die stem na boven, regverdig is verhef die. Met pas oprecht is tot de boven, en buiten iemand op sy neer. Maar ik zonder sangen, stem van sterk verlangen, op die naam. Mijn liefste zongen, wat ik zing te tonen, liefde of vertrouwen. Die Heer wat door die witte kleuren, van zon en maan sy reis doorstel. Aanschouw die mens in alle tijden, doorstreeks en voor sy gestel. Uit sy vaste woorden, voor hy heers as koning, sien hy sien hy oneindig hoge, oneindig vaste woorden, op sy skepsel leef. Geliefde broeders en susters, bely in die hart saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Hy het op die 3de dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. En daarop sing ons saam, skrifberuiming 12:3
verse 1 en 2. With ons vele hier belei ons vryheid getuig, die is vir ewig God en Heer. Die onbegryplik, die is onsienlik, altyd dieselfde oneindig groot. Die is almagtig, wys en regverdig, die is die bron van alle goed. Geliefde broeders en susters, luister na 'n samevatting van ons Here se wet vanuit Matteus 22 verse 36 tot en met vers 40. Dit is toe die skrifgeleerdes die Here Jesus Christus met 'n stryk probeer uitvang het om uiteindelik te veroordeel. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Christus hier, wat die wet en die profete saamvat, die een is nie groter as die ander nie, die twee is gelyk, liefde vir God en liefde vir my naaste. Broeders en susters, ons verootmoedig nou deur hartlik Psalm 25:1 vers 4 saam te sing, waarna ons sal verenig in gebed. Sy handel en sy macht is eeuwig. Daarom laat my sondags wandel in die waarheid van sy wet. Hy sal met sy hand toelei, wat verdwaal as die verloren. Die zachtmoedige slavernij, wandel op sy elke spoor. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, om as gelowiges so saam voor U te verootmoedig, so saam U naam te kan grootmaak, dat U ons opgeroep het in gehoorsaamheid om te kom, om onder die geklank van U goddelike woord te kan wees. Ons dankie Here dat U ons ken, ons dankie dat U ons geken het as 'n verbondsmatige liefde voor die grondlegging van die wêreld en dat U vervolgens Romeine 8:28 alle dinge ten goeie laat meewerk vir hulle wat U liefhet. Ons wil vra dat U vanmôre ook met ons sal wees in verkondiging van U heilige woord. Ons wil vra dat ons dit wat verkondig word in ons harte sal vasmaak, dat dit ons sal bemoedig, dat dit ons sal troos en ons hoop sal gee, maar dat dit ons ook waar nodig tot inkeer sal roep.
Here, dankie dat ons kan bid vir hulle wat op die siekelys is. Ons dink besonder aan oom Bossie, wat met 'n nuwe behandeling gaan begin, sodat hy geopereer kan word. Here, mag dit hierdie keer suksesvol wees. Mag U regtig waar hierdie keer ook vir hom in hierdie behandeling deurdra. Ons dink ook aan die Bets Els. Ons wil vra, Here, dat U ook in die teenwoordigheid met haar sal wees. So ook wil ons dink aan Mara. Here, almal wat op ons meelewingslys is, wees met hulle. Laat hulle ook van U teenwoordigheid bewus word. Dankie dat ons dit in U wonderlike naam kan vra. Amen. Geliefdes, U kan die Here se woord saam met my oopmaak. En ons is nou vandag by die laaste gedeelte van Filippense. Dit is dan ook ons 11de of 12de preek op die boek Filippense. Ons sal vandag van vers 10 af begin. Hier waar die apostel Paulus nou afsluit, waar hy klaarmaak met alles wat hy vir die gemeente geskrywe het terwyl hy in die tronk was. En ons lees daar vanaf vers 10 af. Ek was baie bly in die Here dat julle na so lang tyd weer gewys het, dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te hê, om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen deur my in moeilike omstandighede by te staan. Julle in Filippi weet ook dat in die begin van my evangelieprediking na my vertrek uit Macedonië geen enkele gemeente behalwe julle 'n aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en uitgawes nie. Ook toe ek in Thessalonika was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Maar ek het alles ontvang, en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God 'n offer met lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ons lees net hierdie gedeelte. En ons tema, Christus is genoegsaam. Hierdie is natuurlik iets wat ons almal bely wanneer dit met ons goed gaan. Maar wanneer die stampe en die stote van die wêreld kom, dan begin ons hierdie waarheid vergeet. Christus is genoegsaam. Omdat Christus genoeg is, kan gelowiges in vergenoegdheid lewe en so mekaar dien. Geliefde gemeente, vandag kom ons aan die einde van ons reis deur die brief van Filippense. Vir maande lank het ons saam met Paulus gestap deur die hoogtes en die dieptes van die Christelike lewe. Ons het die apostel Paulus trouwens ontmoet as 'n gevangene, 'n apostel, 'n herder en ons medebroeder in die Here Jesus Christus. Ons het deur hierdie brief gesien hoe hy oor vreugde gepraat het, hoe hy oor vreugde kon sing terwyl hy in boeye gesit het. Ons het gehoor hoe hy die gemeente op 'n stadium opgeroep het tot eensgesindheid, nederigheid en volharding, en ons het geleer dat die Christelike lewe nie afhanklik is van die gunste
van omstandighede nie, maar van 'n vaste verhouding met die Here Jesus Christus. En nou, aan die einde van hierdie brief, laat Paulus ons met een van die belangrikste lesse van die Christelike lewe. Die les van vergenoegdheid. Hoor mooi? Die les van vergenoegdheid. Nou dit is opvallend dat Paulus hierdie woorde nie vanuit 'n gemaksone spreek nie. Hy sit nie op 'n stoep met 'n koppie koffie in sy hand of in 'n paleis omring deur voorspoed wanneer hy hierdie dinge skryf nie. Ja, hy skryf vanuit 'n vuil, koue Romeinse gevangenis waar sy eie toekoms vir hom uiters onseker is. Hy weet nie of hy vrygelaat gaan word aan die een kant of tereggestel gaan word aan die ander kant nie. En tog hoor ons hierdie merkwaardige woorde van die apostel. Hy sê nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Broeders en susters, dis nie die taal van 'n man wat deur sy omstandighede oorwin is nie. Dis die taal van iemand wat 'n kosbare geheim ontdek het. Die geheim wat sê dat daar is iets groter as armoede. Daar is iets groter as voorspoed. Daar is iets groter as die onsekerheid en die wisselvalligheid van hierdie lewe. En geliefdes, dit is juis hierdie geheim wat u en ek vanuit hierdie gedeelte vandag moet hoor, sodat ons daarin ook 'n anker kan hê wanneer dit in ons eie lewens nie so goed gaan nie. Waarom sien ons en waarom worstel ons self, elke een, dikwels met onvergenoegdheid? En hier moet die jong mense mooi luister, want dit is gewoonlik ons jonges, so hier tot op 'n ouderdom van 50, wat die ergste worstel met hierdie dinge. En ons kan dit nie wegsteek nie, ons kan nie vreemdelinge vir die waarheid wees nie, dit is wat dit is. Waarom is ons onvergenoegd? Want ons leef in 'n wêreld wat voortdurend vir ons sê, dat daar's nog iets wat kort. As jy wil gelukkig wees, sit nog 'n bietjie van hierdie, of sit nog 'n bietjie van daardie by. Die advertensie sê vir ons, koop net nog ietsie. Kry nog ietsie by. Die samelewing leer vir ons dat ons eers tevrede sal wees as ons nog kan byvoeg of nog net een bevordering kan kry en nog net 'n bietjie belangriker kan lyk. Terwyl sosiale media ons kinders elke dag leer om na ander mense se lewens te kyk, hulle eie lewe daarmee te vergelyk en te wonder, waarom het ander meer as wat ons het? Waarom is hierdie ander altyd op vakansies? Waarom is dit altyd hierdie wonderlike selfies, nuwe voertuie, nuwe klere? En tog het ons niks nie, verval ons 'n bietjie in die struik van Asaf. En voor ons kan kry, broeders en susters, begin onvergenoegdheid nes maak in ons harte. Ons begin dink dat geluk net aanderkant die volgende aankoop lê. Die volgende salarisverhoging of die volgende sukses. Paulus wys vir ons vandag 'n totaal ander pad. 'n Pad wat lynreg loop teenoor dit wat die wêreld vir ons wys. Hy wys ons op Christus. Die enigste ware weg tot ware geluk en ware vrede en vreugde. Hy leer ons dat ware vergenoegdheid nie gevind word wanneer ons omstandighede verander nie, maar wanneer ons ontdek dat die Here Jesus Christus genoegsaam is. En dit bring ons dan vanmôre by ons eerste punt,
Christus voorsien vir sy kinders. En dan moet ons daarby ook by sê, nie altyd wat ons wil hê nie, maar altyd wat ons nodig het. Die gedeelte waarmee ons vanmôre werk, begin eintlik as 'n dankbetuiging. Ons sien dit ook in die opskrif bo die gedeelte. Die gemeente van Filippi het vir die apostel Paulus geldelike ondersteuning gestuur deur Epafroditus. Hulle het nie van hulle apostel vergeet nie. Selfs terwyl hy in die gevangenis gesit het, het hulle die risiko aangegaan om uit te reik na hom in liefde. En dan dank Paulus dit daaroor, maar hy is opvallend versigtig in die wyse waarop hy vir hulle dankie sê. Hy wil nie hê dat hulle moet dink dat sy vreugde of sy vrede is afhanklik van dit wat hulle aan hom gestuur het nie. En daarom sê hy, wanneer hy begin met sy dankbetuiging, ek sê dit nie omdat ek gebrek gely het nie. Met ander woorde, Paulus wil nie hê sy dankbaarheid moet soos 'n bedelbrief klink nie. Hy wil nie hê hulle moet dink dat sy vrede eers sal terugkeer as die geldjies opdaag, of die kossies opdaag, of die klere opdaag nie. Waarom nie? En Paulus sê dit vir ons in die gedeelte. Hy sê, omdat sy vrede nie op die gawe rus nie, maar op die gewer van die gawe. En, gebruik die woordjie vrug in die gedeelte wat ons nou gelees het. En die vrug van die gawe. Dis een van die groot temas in die hele brief. Paulus se lewe word nie beheer deur sy omstandighede nie, sy lewe word beheer deurdat hy sy oog op Jesus Christus hou. En reeds van hoofstuk 1 af hoor ons dit by herhaling. Om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is vir my wins. Selfs die gevangenis in Rome kon dit nie verander nie. Nou geliefde broeders en susters, die Filippense se ondersteuning was inderdaad vir die apostel Paulus 'n groot seën gewees. En hy is opreg dankbaar daarvoor, maar sy grootste vreugde het nie gelê in dit wat hy van hulle ontvang het nie. Sy grootste vreugde lê daarin dat hy die vrug van God se genade in hulle lewens kon sien. Hy meet sy bedieningssukses nie aan sy eie welvaart nie, maar aan die groei van hulle, die gemeente in Filippi. En dit is waarom hy skryf, dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Hulle, die gemeente, is die vrug van sy bediening. Dis die vrug van die gawe. Paulus sien hulle vrygewigheid meer as blote finansiële transaksie. Hy sien hulle vrygewigheid as aanbidding. Hy sien dit as geloof, die teorie daarvan, wat in die praktyk sigbaar word. Nie net sê hulle ons het ons naaste lief nie, maar hulle wys ons het ons naaste lief. En daarom vat die apostel Paulus en hierdie handeling van hulle beskryf hy as 'n offer met 'n lieflike geur voor die Here. Hier sien ons iets van die wonder van die kerk van Christus. God gebruik sy kinders om vir mekaar te sorg. Hy gebruik die oorvloed van sommige om die gebrek van ander aan te vul. Hy gebruik gewone gelowiges om sy buitengewone sorg sigbaar te maak. Maar dan wat merkwaardig in hierdie gedeelte is dat Paulus reeds vrede gehad het voordat hulle met gawes opgedaag het. Sy blydskap begin nie by die gawe nie, maar by Christus. En dit bring ons by die groot vraag van ons teksgedeelte vanmôre. En kom ons wees eerlik daaroor. Hoe op dese aarde is dit moontlik
Hoe kan iemand wat deur al hierdie goed gaan, in 'n tronk gegooi, oor sy geloof, gebrek aan 'n klomp goed, sy lewe opgeoffer vir die Here, hoe op dese aarde is dit moontlik vir so iemand om die vrede en die vreugde van die Here te hê? Hoe is dit moontlik om in Namibië, wanneer dinge nie goed gaan nie, vrede van die Here te hê? Wanneer die reën nie kom nie, wanneer die vyand my diere slag, my plaas in die brand steek. Hoe, Here? Hoe kan ek vrede hê? Hoe kan ek vrede hê as dit voor my oë lyk asof alles wat U saam met my opgebou het in 'n oomblik verval? En dit bring ons dan by die tweede punt. Dit is moontlik om daardie vrede te hê omdat Christus genoegsaam is. En hier kom ons by die hart van Paulus se getuienis. Hy sê nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees by die omstandighede waarin ek is. Nou let op hierdie woordjie geleer, wat in ons gedeelte gebruik word. Die woord geleer. Vergenoegdheid, broeders en susters, moenie dink, dit kom van self nie. Moenie dink dit is maar net deel van iemand se lewe nie. Niemand word daarmee gebore nie. Die woord wat die apostel Paulus hier vir geleer gebruik, is 'n besondere woord in die oorspronklike. Die woordjie manthano. Dit beteken dat hierdie wat hy geleer het, nie 'n teoretiese boekekennis is nie. Hierdie geleer is iets anders. Dit verwys na iets spesifiek wat deur ervaring aangeleer word. Jy kan nie 'n boek daarvan oopmaak nie. Dit kom deur ervaring. Paulus sê, dis nie dat hy eendag wakker geword het en ewe skielik is hy vergenoegd met alles waarin hy vasgevang is nie. Hy sê dat die Here hom deur jare se voorsienigheid, lyding, teleurstellings en seëninge gevorm het om uiteindelik aan die einde van sy lewe te kom en deur ervaring geleer het wat vergenoegdheid is. Dit was 'n leerskool waarin God sy geloof geslyp het. En dieselfde geld vir die woordjie vergenoeg in die oorspronklike, want dit was 'n algemeen bekende woord in die filosofiese wêreld van Paulus se tyd. Maar die verstaan daarvan was heeltemal anders. Byvoorbeeld, die filosowe, onder andere die Stoïsyne, het daarmee bedoel dat 'n mens moet genoegsaam in jouself wees en die mens moet op niemand anders staat maak nie. Die mens moet kan sê, ek is 'n selfgemaakte man. Dit wat jy vandag hier sien, het hierdie 2 hande bereik. Dis wat die filosofie geglo het, spesifiek die Stoïsyne. Paulus neem hierdie woord uit die Griekse wêreld uit en hy verander radikaal die betekenis daarvan wanneer hy sê sy vergenoegdheid of sy selfgenoegsaamheid lê nie in homself nie. Hy bely dus ek is nie sterk genoeg nie. Ek is swak. Want Christus is sterk. Christus is genoegsaam. Die Christense vergenoegdheid rus dus nie op selfvertroue nie, maar op Christus vertroue. Daarom moet God ons leer, en hy doen dit deur sy Heilige Gees. Dieselfde Gees wat ons gewederbaar het, werk ook die vrug van 'n tevredenheid en 'n vertroue in ons harte. Wanneer ons natuurlike menslike neiging is om te kla, of te vrees, of dalk selfs afgunstig te raak, gebruik die Gees, die woord van die Here, om weer ons oë op Christus te rig. Broeders en susters, vergenoegdheid is daarom nie bloot 'n karakterseienskap nie. Dit is die vrug van die Heilige Gees se voortdurende
veranderingswerk in die hart van elke liewe gelowige. Want van nature is ons harte rusteloos, van nature dink ons altyd dat iets anders ons gelukkiger sal maak. En daarom neem God ons deur die skool van sy voorsienigheid en hy leer ons. En ons het dit mooi vanmôre gehoor in die konsistorie, toe die ouderling aan diens gebid het oor die rus wat ons in Christus alleen kan vind. Wanneer Paulus sê dat hy dit geleer het, dan praat hy nie soos 'n professor wat 'n teorie verduidelik aan 'n klaskamer nie. Hy praat soos iemand wat self deur die vuur gegaan het. Hy het oorvloed geken, hy het gebrek geken. Daarom kan ons as gelowiges selfs in tye van droogte, saam met Dawid sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Paulus praat dus nie soos iemand wat in 'n gemakstoel sit nie. Hy praat soos iemand wat die wisselvalligheid van die lewe eerstehands beleef het. Hy het eer geken, hy het vernedering geken. Hy het die gasvryheid van Lydia, natuurlik Lydia wat hierdie gemeente in Filippi gestig het, hy het daai gasvryheid van Lydia ervaar, hy het hongerkoue, vervolging en gevangenisstraf beleef, en hy het ook die seëninge van die Here beleef. En tog is daar een ding, wat al hierdie wisselvallige omstandighede die hele tyd dieselfde gebly het. Want hy het verander, die omstandighede het verander, maar wat het die hele tyd dieselfde gebly? Christus. Christus het dieselfde gebly. Sy voorsiening het dieselfde gebly. Trouwens, die geheim van Filippense 4 word alreeds gebou in Filippense 3. En van Filippense 3 af word dit opgebou tot 'n klimaks in Filippense 4. In hoofstuk 3 het Paulus geskryf, ek beskou alles as waardeloos teenoor die alles oortreffende waarde om Christus Jesus my Here te ken. Jy sal onthou die 53 vertaling gebruik die woord trek, 'n baie krasse woord. Dit is die sleutel. Paulus kon vergenoegd wees in hoofstuk 4, omdat hy reeds alles verloor het in hoofstuk 3, terwille van Christus Jesus. Hy het ontdek dat Christus is meer werd as status, hy is meer werd as besitting, sukses, gemak, enige iets wat hierdie wêreld kan aanbied. En daarom sê hy, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my krag gee. Broeders en susters, hierdie is een van die sekerlik mees misverstaande gedeeltes in ons Here se woord. Gedeeltes wat baie maklik gebruik word wanneer ons sportprestasies wil hê, of meer rykdom wil hê, of gewoonlik iets wil hê, dan sê ek kan dit kry want ek is tot alles in staat. Dis nie hoe die apostel Paulus dit bedoel nie. Hy praat nie van sportprestasies nie, hy praat nie van finansiële sukses nie, hy praat nie van persoonlike ambisie nie, hy praat van, hy is in staat, vergenoegd, om alles wat hierdie wêreld na sy kant toe gooi, te kan dra, met die wete dat Christus sal my nooit bo my kragte versoek nie. Hy praat van vergenoegdheid. Christus gee hom die krag om oorvloed te hanteer sonder hoogmoedigheid en gebrek te verduur sonder wanhoopigheid. En dit bring ons by ons eie werklikheid. Die werklikheid in Namibië. Ons verstaan iets daarvan. Ons verstaan dat 'n boer 1 jaar die vreugde kan beleef van goeie reën en kuddes wat vermeerder, vol watergate, sterk kalwers. In die volgende jaar kan presies dieselfde boer na droë kampe kyk, na dooie kuddes kyk, na beeste en skape wat net verdwyn het, en wonder,
Hoe gaan ek volgende seisoen uitkom? Met die wete dat die omstandighede verander, die mark verander, die weer verander, maar wat bly dieselfde? Christus bly dieselfde. En daarom is Christus genoegsaam. Hoekom? Dink mooi daaroor. Hy het self die pad van vernedering geloop. Hy wat ryk was, het arm geword ter wille van ons. Hy wat die heerlikheid van die hemele besit het, het die gestalte van 'n mens aangeneem. Hy wat deur die engele aanbid is, word die spot van mense. Hy het die kruis gedra, hy het die toorn van God op Golgotha gedra. Hy het alles verloor, sodat hy alles kon ontvang. Dit is waarom Paulus nie sy rus in omstandighede vind nie. Hy vind sy rus in die gekruisigde en opgestane Jesus Christus. Dan is voorspoed nie meer jou afgod nie. Dan is gebrek nie meer jou grootste vrees nie. Dan kom jy uit by ongeag Christus is genoeg. En dit bring ons dan by die derde punt en die laaste punt waarom ons nie hoef te bekommer nie. In hierdie wisselvalligheid van ons elke een se lewe, waarom hoef ons nie te bekommer nie? Hier kom troos Paulus ons. Hy sê Christus bewaar sy kinders. Christus bewaar sy kinders. Wanneer hierdie waarheid diep in ons harte insink, begin daar iets wonderlik gebeur. Ons kom agter, ons siel kom tot rus, nie omdat al ons probleme verdwyn of al ons vrae beantwoord word of al ons pyn ophou nie. Nee, maar omdat die hart 'n anker gevind het wat onbeweeglik is. Thomas Watson skryf iets hieroor. Hy het gesê dat God dikwels sy kinders meer in die tronk leer as in die paleis. Weet jy broeders en susters, hierdie is 'n waarheid van onsself. Wanneer leer ek die meeste van die Here? Wanneer dit met my uitstekend goed gaan? Of wanneer dit met my so sleg gaan dat ek nie anders kan as om in absolute afhanklikheid voor hom te wees nie? Die Here leer ons dikwels meer in die tronk as in die paleis. Juis in tye van nood dat ons ontdek dat eintlik al wat ons nodig het is Christus. Wanneer my gesondheid wankel, wanneer finansiële druk toeneem, wanneer onsekerheid oor die toekoms my benoud maak, en wanneer my gebede ook nie onmiddellik beantwoord word of beantwoord word soos ek dit gevra het nie, dan leer die Here ons elkeen stadig maar seker om minder op onsself te vertrou en meer te kyk na Christus. Die kuns van vergenoegdheid lê nie daarin om meer by my omstandighede te voeg nie, maar om meer my begeertes onder die wil van God te plaas. Dit staan lynreg teenoor die wêreldse denke wat sê meer geld, meer sukses, meer erkenning, meer besittings. Die evangelie leer ons om op te kyk en te sê, Here, U is genoeg. Wanneer gelowiges dit begin verstaan, dan word Filippense 4 vers 7 'n werklikheid. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle gedagtes bewaar in Christus Jesus. Nou, ek wens ons het die tyd gehad om net aan hierdie vers te spandeer. Want hier gebruik Paulus 'n mengelmoes van woorde wat so ongelooflik betekenisvol is. Om dit kortliks vir u op te som, hy gebruik die woord bewaar hier as dieselfde vir 'n soldaat wat spesifiek opgelei is en spesifiek aangestel is om wag te hou oor 'n stad. Hierdie soldaat was 'n besondere soldaat. 'n Mens kan, miskien sal ons jong mense dit verstaan, hy was in die Special Forces.
hoogs opgelei, hoogs bekwaam. 'n hele stad is onder sy sorg geplaas. Hy moes dit bewaar. Dis dieselfde woord wat Paulus hier gebruik wanneer hy sê, die Here sal julle harte en julle gedagtes bewaar. Hoe doen hy dit? In ons harte. Terwyl afguns teenoor ander se voorspoed in ons harte probeer inkom, staan God as daardie soldaat by ons hart, uiters bekwaam. Wanneer vrees probeer inkom, staan hy as 'n wag daar. En terwyl ons weet dat ons daardie wag by ons hart het ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit is soos om rustig te slaap en te weet, om my huis is daar uiters bekwame wagte aangestel om my veilig te hou. Dan slaap 'n mens rustig. Nie omdat ek sterk is nie, maar die bekwaamheid van die wagte wat my oppas. Daarom kan Paulus uiteindelik met vaste vertroue sê, my God sal in elke behoefte van julle voorsien, volgens die rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Nie noodwendig alles wat ons begeer nie, maar alles wat ons nodig het. Want die Vader wat sy eie seun gegee het, sal nie ophou om vir sy kinders te sorg nie. Broeders en susters, ons sluit af. Wanneer ons vandag die boek Filippense finaal toemaak, in ons reeksprediking finaal toemaak, nie in ons geloof nie, staan daar uiteindelik net een naam op elke bladsy van hierdie brief. Want wanneer die apostel Paulus in hoofstuk 1 oor sy lewe begin praat, sien hy Christus. Wanneer hy oor sy lyding praat, sien hy Christus. Wanneer hy oor sy vreugde praat, sien hy Christus. Wanneer hy oor sy dood praat, sien hy Christus. En wanneer hy oor vergenoegdheid praat, sien hy Christus. Dit is waarom hierdie brief vandag nog die kerke bemoedig. Dit stuur ons terug, nie na onsself nie, dit stuur ons terug na ons verlosser, Jesus Christus. Dan kom Paulus vandag nie met 'n goedkoop troos na u toe nie. Hy sê nie dat alles môre in 'n oogwink beter gaan wees, omdat jy vandag verstaan wat vergenoegdheid is nie. Hy sê nie dat elke probleem van jou nou ewe skielik, wanneer jy by hierdie twee deure uitstap, sal verdwyn nie. Glad nie. Hy kom wys ons op iets baie groter. Hy wys ons op die genoegsaamheid van Jesus Christus. Want die geheim van vergenoegdheid lê nie daarin dat ons omstandighede altyd verander nie. Die geheim van vergenoegdheid lê daarin dat Christus nooit verander nie. Dieselfde Christus wat die apostel Paulus in gevangenis gedra het, dra u vandag. Dieselfde Christus wat Paulus deur gebrek gehelp het, sorg vir u vandag. Dieselfde Christus wat aan die kruis alles verloor het, ter wille van u, regeer vandag aan die regterhand van die Vader, en vir elke gelowige wat hier sit, tree hy in by die Vader, by u naam. En daarom kan u weet, die Here sal u nooit begewe of verlaat nie. Daarom gemeente, wanneer die lewe onseker word, wanneer die droogte aanhou, wanneer die finansies bly druk, wanneer die gesondheid wankel of wanneer die toekoms donker lyk, kyk nie eers na jou omstandighede nie. Sien dit, maar sien oor dit Christus aan die ander kant. Dit sal jou hoop gee. Dit sal jou troos. Mag die Here ons dan leer wat hy vir Paulus ook geleer het. Deur ervaring, deur ondervinding, om nie groter skatte te soek nie, maar die skat wat ons reeds in Christus ontvang het, werklik te omhels, werklik te waardeer. Want wanneer Christus genoeg is ons hart
vergenoegd. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank U Hemelvader vir U wonderlike woord. Ons dank U dat ons daardeur kon leer. Ons dank U dat ons daardeur bemoedig en getroos kon word. En ons dank U Here dat ons voortaan nou kan strewe na vrede wat alle verstand te bowe gaan, omdat U ons harte en ons sinne bewaar. Mag ons bo-oor en deur ons omstandighede Christus langs aan die regterhand van die troon sien regeer, en mag dit, Here, ons vergenoegd laat. Dit bid ons in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, daar is nou geleentheid vir die insameling van die kollektes, waarna ons Psalm 118:1 vers 1 en 2 sal saam sing. Gemeente, net voordat ons afsluit, u sal onthou ek het so rukkie terug, het ek vir broeder Jaco Esterhuizen gegroet, en gesê, hy het ons verraai, word 'n Kanadees. Met baie gebed, het ons hom teruggebid, in Gebabes, en ons wil vir jou weer welkom sê terug, broeder Jaco, in die gemeente. Ons en die onse wat daar langs jou sit, is baie bly om jou terug te hê. En baie welkom ook aan ons besoekers hier vanmôre. Ek het julle te laat gesien, anders het julle verwelkom voor die tyd. Baie welkom, nie onbekende besoekers, nie baie bekende besoekers, wat ook vir die Here werk, baie welkom by ons. Geliefdes, kom ons sluit af met Psalm 118:1 vers 1 en 2. Yeah.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elke een nou en tot in alle ewigheid. Amen.